klaarmaak met die 18de hoofstuk. Ons lees saam vanaf vers 16 tot en met vers 33, Genesis 18, vanaf vers 16 tot 33, is die baie bekende gedeelte, waar Abraham voorbidding doen vir Sodom. En dis 'n kosbare gebed, dis 'n baie besondere gedeelte. So ons gaan lees vanaf vers 16 tot en met vers 33, die einde van die hoofstuk. Die ou Afrikaanse vertaling klink so. Toe staan die manne daarvandaan op, en hulle het gekyk na die kant van Sodom, en Abraham het saam met hulle gegaan, om hulle weg te bring. Daarop sê die Here, sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen, terwyl Abraham tog sekerlik 'n groot en magtige nasie sal word, en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word? Want ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou, om geregtigheid en reg te doen, sodat die Here oor Abraham kan bring, wat hy oor hom gespreek het. Verder het die Here gesê, die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot, en hulle sonde is waarlik baie swaar. Ek wil neerdaal en sien of hulle werklik gehandel het, soos die geroep oor hulle is, wat by my gekom het. En so nie, ek wil dit weet. Toe het die manne daarvandaan weggedraai en na Sodom gegaan, maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die Here. En Abraham het nader gekom en gesê, sal u ook die regverdige saam met die goddelose ombring? Miskien is daar 50 regverdiges binne in die stad. Sal u hulle ook ombring en die plek nie spaar ter wille van die 50 regverdiges wat daarin is nie? Laat dit ver van u wees om so iets te doen, om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van u wees. Sal die regter van die ganse aarde geen reg doen nie? Toe sê die Here, as ek in Sodom 50 regverdiges vind binne in die stad, sal ek die hele plek spaar om hulle ontwil. En Abraham antwoord en sê, kyk tog, ek het dit gewaag om met die Here te spreek, alhoewel ek stof en as is. Miskien sal daar aan die 50 regverdiges 5 ontbreek. Sal u ter wille van 5 die hele stad verwoes? En hy antwoord, ek sal dit nie verwoes as ek daar 45 vind nie. En hy het nog verder met hom gespreek en gesê, miskien sal daar 40 gevind word. En hy antwoord, ek sal dit ter wille van die 40 nie doen nie. Verder sê hy, laat die Here tog nie toornig wees nie, en mag ek nog iets sê, miskien sal daar 30 gevind word. En hy antwoord, ek sal dit nie doen as ek daar 30 vind nie. Toe sê hy, kyk tog, ek het dit gewaag om met die Here te spreek, miskien sal daar 20 gevind word. En hy antwoord, ek sal dit ter wille van die 20 nie verwoes nie. Toe sê hy, laat die Here tog nie toornig wees nie, en laat my net hierdie keer mag spreek, miskien sal daar 10 gevind word. En hy antwoord, ek sal dit ter wille van die 10 nie verwoes nie. En die Here het weggegaan, toe hy opgehou het om met Abraham te spreek. En Abraham het na sy woonplek teruggekeer. Tot daar lees ons die onfeilbare woord van die Here. Ek gaan vra dat die manne staan, dan bid ons saam. Ons nader tot die troon van genade. Ons heilige hemelse Vader, ons wil vanoggend saam met die psalmdigter in Psalm 96 sê, sing tot eer van die Here. Sing tot sy naam 'n nuwe lied, o ganse aarde. Sing tot eer van die Here, loof sy naam, verkondig sy heil van dag tot dag. Vertel onder die nasies sy eer, onder al die volke sy wonders. Want die Here is groot en baie lofwaardig. Hy is gedig bo al die gode. Ons wil saam met die psalmdigter u naam prys. Daar is geen ander soos u nie.
As ons vanoggend voor die woord buig, dan wil ons dit nie maar net as nog 'n Bybelgedeelte lees, nog 'n verhaal wat ons moet uitrafel en reg wil verstaan nie. Ons wil weet, dit is U wat met ons bemoeienis maak. Dit is U wat ons kom leer. Dit is U wat aan die woord is. Ons sit aan U voete. In hierdie wêreld, hierdie lewe met al sy uitdagings, raak vir ons baie duidelik as ons maar net die beginsels van U skrif reg verstaan. Daarom bid ons, sal U die Heilige Gees stuur om in ons midde te werk, om in ons harte te spreek, sodat ons U waarlik kan ken, sodat ons U waarlik kan dien. Ons het uitdagings, Here, in die sin van ons land met die kwessies daarin. Ons sien die uitdagings met betrekking tot die moraliteit van ons jong mense en die gees van ons tyd, die kultuur waarin ons bevind. U wil vanoggend vir ons leer hoe om te midde van hierdie dinge steeds ligte te wees, steeds sout te wees. Daarom bid ons, wees ons genadig, ons het U baie nodig. Seën ons, Here, tot lof en eer van U naam. Amen. Wanneer ons kyk na die verhaal, en ons praat nou al vir 'n geruime tyd oor Abraham, dan weet jy al dat Abraham aan ons voorgehou word as die vader van die wat glo, die vader van die gelowiges. Paulus verwys so daarna in Romeine 4 vers 12. Dan sê hy, Abraham is die vader van almal wat glo. So as ons in die Here Jesus glo, as ons waarlik gered is, kinders van God is, dan sing ons die liedjie, Vader Abraham het baie seuns en ek is een van hulle net soos jy. Dit maak dat ons na hom kan kyk as 'n voorbeeld, dat ons hom kan neem as 'n voorbeeld van geloof in die Here. Maar meer as dit, Abraham is egter ook vir ons 'n voorbeeld met betrekking tot sy leefwyse in 'n tyd, in 'n kultuur, in 'n omgewing wat baie goddeloos, dekadent is. In 'n wêreld wat kies om teen God te leef. Met ander woorde, in 'n wêreld wat sê, ons wil nie luister wat die Here sê nie. Watter redes hulle ook daarvoor gee, maak nou nie saak nie, maar ons wil nie hoor wat die Here vir ons sê nie. Ons wil ons goddeloosheid doen. Hulle sal dit nie sê nie, maar hulle lewe soos praktiese ateïste. In so 'n wêreld wys Abraham vir ons vanoggend, hoe moet ons leef, maar ook belangrik, hoe moet ons bid? Ek bedoel net wanneer ons lees, en eet saam met my nou die laaste deel hier gelees, ons gaan nou volgende week verder gaan, as die Here wil in ons leef, net die noem van Sodom en Gomorra, lei iewers mos 'n klokkie. Jy hoef nie die Bybel baie goed te ken nie, dan sal jy weet van Sodom en Gomorra. Dit was die kultuur, dit was die omgewing. Sodom en Gomorra het die woord van God gehoor. Hulle het iewers al die evangelie geken, want ons weet, Lot was daar. Ons het al gelees van Melchisedek, wat in die omgewing die priester van God was, die priester van Salem. Ons weet van Abraham, wat in die omgewing was, en hy het 'n getuienis uitgeleef. Hoe is dit nie ook maar net dieselfde as ons situasie nie, né? Dat ons kyk na ons, miskien die omgewing waar ons bly, dalk die kantoor of die omgewing waar ons werk, miskien waar jy op skool is of universiteit toe gaan of wat dit ook al mag wees, in hierdie kultuur van ons dag, wil God, manne en vroue, wil hy vanoggend vir ons wys, deur Abraham se voorbeeld, hoe ons moet leef en hoe ons moet bid. Het dit werklik waar so gegaan in die tyd van Sodom en Gomorra? Is dit so erg soos in ons dag? Nou ek wil een van die bekende Bybelkommentare, Henry Morris, aanhaal. Hy sê, the modern world, en dan verwys hy na America in particular, want hy was Amerikaner, has had the witness of the Christian gospel for a long time, but has rejected it and is descending into a morass of corruption and wickedness even greater than that of the pagan world before Christ. Ek wil vir u sê, ek is geneig om met Henry Morris saam te stem. Die wêreld waarin ons leef se boosheid is in baie opsigte selfs groter as die boosheid van daardie tyd. Ja, uiterlik is ons dalk nie so bloeddorstig, uiterlik is ons nie dalk so, jy weet, as ons dink aan ons oorloë en ons moraliteit, dan is dit nie uiterlik miskien so blaatant nie.
maar ons harte is verknog aan die dekadensie en die boosheid van die kultuur waarvan ons deel is. Die Here het nie net gekom in hierdie gedeelte in hoofstuk 18 na Abraham om weer die belofte vir hom te gee aangaande sy nageslag en om sommer in die tussentyd met Sara te praat, haar naam te verander, ons het daaroor gesels. Die Here het nie net daarvoor gekom om ook om hulle geloof te toets nie. Die Here was hier op 'n missie en sy missie is om te kom oordeel. So baie ontnugterende boodskap. Dit is 'n baie ongewilde tema. Maar voor die oordeel gevel word, voor hierdie oordeel kom, is hierdie gesprek vir ons opgeteken. 'n Gesprek wat God met Abraham het. Ons het gelees in vers 16, toe staan die manne daarvandaan op. Nou ons weet nou al as gevolg van die situasie, dit was 2 engele saam met die Here Jesus. Hy was in 'n menslike gedaante daar, hy het saam met hulle geëet. Engele kan eet. Die Here Jesus in sy voormenslikheidswording wat ons van lees in die Nuwe Testament, het hy as mens verskyn hier aan Abraham, saam met hom geëet, saam met hom gepraat, hulle het 'n gesprek gevoer. Toe staan die manne, hierdie 2 ander engele daarvandaan op en hulle het gekyk na die kant van Sodom. Ek dink dit was 'n vreesaanjaende kyk. En Abraham het saam met hulle gegaan om hulle weg te bring. Dis 'n Bybelse konsep, as iemand by jou gekuier het, loop saam met hom kar toe, sien hom weg by die hek. Dis wat Abraham hier doen. Nou, selfs vandag nog, sê hulle by Hebron, is daar 'n tipe van 'n plateau, 'n plek waar jy kan uitkyk. Die plek se naam vandag is Bani Naim. Dis by Hebron. En jy kan, as jy op hierdie uitkykpunt staan, dan sê hulle jy kan ongeveer 30 kilometer ver sien, tot aan die kant die Dooie See. Dit is waar Sodom en Gomorra geskiedkundig dan nou was. Hier sien ons, die manne staan op na die ete, heel moontlik gaan hulle na hierdie plek toe, en hulle kyk daar, in hierdie rigting, en hulle loop. En ons sien Abraham se rol in die gebeure wat nou gaan plaasvind. Ons sien Abraham se gesprek, 'n interessante gesprek, want die Here praat aanvanklik met die engele. As jy die verhaal lees, as jy hierdie gedeelte lees en jy dink baie mooi daaroor, aanvanklik praat die Here met die engele, maar hy praat sodat Abraham kan hoor. Abraham hoor hierdie gesprek en uit hierdie woorde wil ek 4 aspekte vanoggend vir u noem. Ek probeer dit altyd so opdeel dat u dit makliker kan onthou, of vir die ouens wat notas maak. 4 aspekte wat die Here wil vir ons noem. Dit help ons om te bevestig, wat is Abraham se roeping? Wat is sy aandeel? Wat verwag die Here van u en van my? Ons gaan onsself daarin sien. En die eerste ene is, waarby ons gaan stil staan. Abraham het 'n groot voorreg gehad. Dis een van die aspekte. Wat 'n voorreg. Hier kom die Here, hy praat met hom, vers 17. Daarop sê die Here, en nou weer eens, onthou, hy praat met die engele. Sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen? Dis een van daai klassieke retoriese vrae in die Bybel. Dis 'n retoriese vraag, want die antwoord is voor die hand liggend. Natuurlik sal ek nie vir Abraham verberg wat ek gaan doen nie, want hy is my vriend. Hy is die een wat in my geglo het. Ek het hom tot geregtigheid gereken as gevolg van die geloof. Ek het hom gekies, ek het 'n plan met hom. Ek sal nie vir hom verberg dit wat ek gaan doen nie. Abraham is in hierdie bevoorregte posisie om God se plan vir die wêreld te ken, om God se plan met Sodom en Gomorra te ken en te verstaan. Maar weet jy, dis nie net waar van Abraham nie. Dis ook waar van ons. Dis waar van al die mense van God. Daar's 'n versie wat ek baie jare gelede, toe ek in 1992 as 'n student prakties gedoen het hier in die Baai, het Dominee Grinling 'n versie, dit het op daai stadium by hom vasgesteek en dit was vir hom hierdie fenominale. Hy het dit so baie genoem dat ek dit vandag nog onthou. Amos 3 vers 7. Hoor nou die woorde. Want die Here doen niks tensy hy sy raadsbesluit aan sy knegte, die profete, geopenbaar het nie. Wat 'n fenominale gedagte. God doen niks
tensy hy sy plan bekend maak. En in die Ou Testament het hy dit bekend gemaak aan die profete. Hy het vir hulle gesê, hoe gaan dit werk? Hy het vir hulle gesê, wat is sy plan met die wêreld? Hy het dit aan sy knegte, die profete, bekend gemaak. Is dit slegs vir die profete? Is dit slegs vir die aardsvaders bedoel? Nee. Jesus, die aand voor sy arrestasie, in Johannes 16 bid hy, praat hy met sy disippels, Johannes 16 vers 13 en 14. Nou hoor hy woorde van die Here Jesus, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, hy praat van die Heilige Gees en die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. So Jesus beloof die Heilige Gees, die werking en die betrokkenheid van die Heilige Gees in verskillende kinders van God se lewe, en hy sê, die Heilige Gees sal die toekomstige dinge en God se plan basies, sal hy bekend maak. Alles wat hy hoor, gaan hy spreek. Hy sal God verheerlik en God se hart openbaar aan ons. Dis vir die kerk. Dis vir God se kinders. Hoe doen hy dit? Moet ons begin glo aan profesieë en gesigte en visioene en die tipe van dinge? Nee, ons moet ons Bybels lees. Want dit is deur die Bybel wat hy vir ons die plan van God oopbreek vir die mensdom, vir die wêreld. Ons is nie in die duister gelaat nie. Ons is nie in 'n situasie waar ons sê, wel ons weet nie wat lê voor nie, want ons weet, die Bybel sê vir ons wat lê voor. Ek wonder of ons dit elke keer so sien as ons die Bybel oopmaak om ons Bybelleesprogram te lees. Elke keer as ons die Bybel van ons bedkassie afhaal en ons sê, is nou tyd vir Bybellees, sien ons dit as God maak sy plan aan my bekend. God praat met my. Abraham was bevoorreg. Ons is bevoorreg. Ek wil vir u sê, dis die kinders van die Here wat vandag nie, soos die wêreld, angstig hoef rond te kyk en te wonder, wat gaan gebeur? Hoe lyk die toekoms? Ons weet. Ons toekoms is veilig, want God het sy planne aan ons bekend gemaak. Tweede gedagte. Abraham het 'n goeie toekoms in God se plan gehad. Dit was 'n geseënde vooruitsig wat Abraham gehad het, omdat hy deel was van God se plan. Ons het in vers 18 gelees, terwyl Abraham nog tog sekerlik 'n groot en magtige nasie sal word, en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word. Dis nou na aanleiding van die woorde, gaan ek dit vir hom verberg wat ek gaan doen, terwyl, en nou maak hy sy plan vir Abraham bekend. Hy gaan tog sekerlik 'n groot en 'n magtige nasie word, en al die nasies van die aarde sal in hom geseën word. Abraham is die instrument waardeur God die wêreld gaan seën. Deur Abraham fisies sal daar 'n nageslag kom en uiteindelik die Messias wat sal gebore word, maar dan ook, dit was belangrik dat God sy plan en sy doel aan Abraham bekend sal maak, want hy is ook die vader van die wat glo. In hom is daar ook 'n geslag geestelik. Dis nie net fisies nie. Daar's 'n geestelike en 'n fisiese nageslag van Abraham wat hier ter sprake is. Albei is belangrik. Daarom was dit belangrik dat hy God se plan, God se doel sal ken en verstaan. Daarom het God gesê, dis my plan vir Abraham. Nou wat waar was van Abraham toe, en ons kyk nou na so 'n bietjie meer as 4000 jaar terug, wat waar was van Abraham toe, is waar van die kerk vandag. Abraham was bevoorreg, want God het 'n plan gehad met hom. Die kerk is bevoorreg, God het 'n plan met sy mense. Dis sy volk, dis sy kinders, en deur sy kinders, onthou daar's baie beelde in die Bybel waar verwys word na die kinders van die Here, maar dit is deur sy kinders wat hy werk. Hulle is die instrument waardeur hy sy werk op aarde voortsit. Derde hoofgedagte, nog 'n aspek. Abraham het 'n groot verantwoordelikheid gehad. Dit is gewoonlik so as jy praat van 'n groot voorreg, daarmee saam 'n groot verantwoordelikheid. In vers 19 het ons gelees, want ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis na hom bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou, om geregtigheid en reg te doen.
Abraham moes nie net glo ter wille van homself nie. Dit het nie net gegaan oor geloof om gered te word nie, nie net daaroor nie, maar hy moes dit ook oordra aan sy kinders en hulle aan hulle kinders en hulle aan hulle kinders. Die primêre manier waarop God sy werk voortsit in hierdie wêreld is deur die kinders van sy kinders. Dis hoe hy sy werk in stand hou. Dis hoe hy gemeen het dit moet wees. Daar's uitsonderings, ja, maar hier is 'n belangrike kwessie wat ons reg moet verstaan. Deur ons kinders op te voed in die weë van die Here, is ons besig om God se voorskrifte na te kom. Deur ons kinders te leer en te sê, ons is navolgers van die Here, ons doen wat reg is in die oë van die Here, ons is daarom onder die vaandel van Christene. Pa, hoekom is ons nie so? Hoekom? Want ons is Christene. Ons is onder daardie verbondsverantwoordelikheid, as jy dit so wil noem. Dis 'n groot deel van hierdie ooreenkoms wat die Here met ons het. Dit was die plan van die begin af, en dit het nog nooit verander nie. Moses, jare daarna, noem die baie bekende, wat die Jode noem die Shema. In Deuteronomium 6 vers 4, sê hy die bekende woorde, hoor Israel, die Here onze God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met al jou krag. Dis die Shema. Hulle het dit op hulle hand gedra, hulle het hier op hulle voorkoppe gedra, hulle het teen hulle deurkosyne gesit. Dis hierdie bekende uitdrukking, hierdie geuite uitdrukking wat waar is, wat bekend is. Maar hoor wat sê hy verder in vers 6, 7 en 8. Hierdie woorde wat ek jou vandag beveel, moet in jou hart wees. En jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit, en as jy op pad is, en as jy gaan lê, en as jy opstaan. Dit was God se plan. Hier is my woord, hier is my wet. Doen dit moet in jou hart wees, wat beteken is deel van jou lewe, maar skerp dit in vir jou kinders, dat hulle groot word met hierdie kwessie. Dit is wat ons is, dis wat ons doen, dis hoe ons leef. Die krisis in Israel se geskiedenis het elke keer opgeduik, as hulle nagelaat het om dit oor te dra na die volgende geslag. En dit weet ons hoef nie baie goeie teologiese boeke te lees nie, ons kan maar net die Bybel lees, kyk net na die geskiedenis. Dikwels het hulle nagelaat om dit aan die volgende geslag oor te dra, om dit vir hulle kinders in te skerp. En ek gaan vir die wys waar ons die bal laat val het. En hulle het dit ook gedoen het. Jy kyk byvoorbeeld na Moses, kom Joshua, hy lei die volk die beloofde land, en hulle kry die wonderlike oorwinnings. Die Here se hand is sigbaar met al die oorwinnings wat hulle behaal. Hulle neem die land Kanaan in. En dan kry jy Rigters, 'n geslag daarna. En jy lees Rigters en jy dink, hoe gebeur dit dat hulle van Joshua na Rigters gaan? Joshua, hierdie fantastiese oorwinnings wat die Here behaal, na Rigters, waar dit net goddeloosheid en afgoderry en al hierdie verkeerde dinge is. Hoe gebeur dit? Kom ek lees vir u, Rigters 2 vers 10. En toe ook daar die hele geslag by hulle vaders versamel is, staan daar 'n ander geslag na hulle op, wat die Here en ook die werk wat hy vir Israel gedoen het, nie geken het nie. Dis so tragies. Die kinders van die ouens wat oorlog gevoer het by Jerigo, toe die mure geval het, hulle kinders se kinders het nie geweet van Jerigo nie. Kan jy dit glo? Hulle paas en hulle oupas het nooit moeite gedoen om vir hulle te sê, my kind, kom ek vertel jou wat die Here vir ons gedoen het. Ons moes hierdie magtige stad inneem. Daar's nie 'n manier wat jy naby hulle kan kom nie. Maar weet jy wat het die Here bewerkstellig? En dan vertel jy vir die kinders wat die Here gedoen. Hulle het nie gedoen nie. Die Bybel sê, hulle het die Here nie geken nie, en hulle het die werk wat die Here vir Israel gedoen het nie geken nie. Hulle het nie eens geweet daarvan nie. So Abraham moet sy kinders hierdie dinge inskerp. Abraham moet sy kinders leer. Luister vriende, hy moet dit nie net vir hulle aanbeveel en dit vir hulle modelleer nie. Abraham moet nie net 'n mooi lewe leef en vir sy kinders sê, hoorie, kyk nou na my voorbeeld en julle moet so maak en dit is hoe dit lyk en dan moet julle maar vir julle self kies hoe julle wil doen nie. Nee, ek wil die aandag vestig op vers 19. Luister mooi na die woorde. Want ek het hom verkies. Dis nou Abraham.
dat hy aan sy kinders in sy huis na hom bevel sou gee. Hy moet dit vir hulle beveel, dat hulle die weg van die Here moet hou om geregtigheid en reg te doen. Let op die woorde, bevel sou gee. Vaders, toe ek voorberei in hierdie week, toe sê ek vir my vrou en vir my ma by geleentheid, ek moes hierdie boodskap kon ek net sowel op Vadersdag gepreek het. Ek het dit nie besef nie, want toe het ek nog nie begin voorberei aan Genesis 18 nie, of hierdie laaste gedeelte van Genesis 18 nie, maar ek kon net sowel hierdie met die Vadersdag boodskap gebring het. Vaders, daar is 'n autoriteit, 'n God-gegewe autoriteit vir die Vader gegee om jou kinders nie net te lei nie, nie net te wys waar die weg is nie, nie net self die pad te loop nie, maar om hulle te beveel om hierdie pad te hou. Moenie maak soos wat die mense vandag maak en sê, ek sal my kind die weg wys en dan moet hy maar self kies waar hy wil wandel. Dis 'n onbybelse, goddelose praktyk. Die Bybel sê, jy moet hulle beveel om dit te doen. Dis nou waar die ou mense dit, iewers het hulle iets raak gevat, soos my pa altyd gesê het, jy's my seun, solank as wat jy in hierdie huis bly, sal jy maak soos wat ek sê. Dis nie onmenslik en liefdeloos en vreemd nie, dis Bybels. Want hy is jou kind, sy is jou dogter, hulle moet beveel word wat om te doen. Nou die een manier wat die Bybel ons leer om 'n punt baie duidelik sigbaar en illustratief oor te dra, is om soms te let op die negatief, met ander woorde die teenoorgestelde. So jy kyk na 'n slegte voorbeeld. 'n Slegte voorbeeld van so 'n autoriteit is Dawid. Ja, die geliefde Dawid. Hy was 'n slegte voorbeeld met sy seun Adonia. In 1 Konings 1 vers 6 staan daar net hierdie frase. Sy vader, dis nou Dawid, het hom, dis nou vir Adonia, sy lewe lank nie gekrenk deur te sê nie, waarom maak jy so? Nou jy kan gaan kyk, watter vertaling jy ook al lees, hierdie woordjie gekrenk beteken letterlik, hy het hom nie tereggewys nie, hy het hom nooit berisp nie, hy het hom nooit teëgegaan nie. Dit was soos party paas wat sê, die laaitjie, maar ek sal nou ter wille van die vrede gaan ek nou maar net stil bly. Jy's 'n slegte pa. Jy's 'n vrotpa. As jy sê, ter wille van die vrede sal ek maar my kind laat begaan, hy moet maar self kies, dan doen jy nie wat God sê jy moet doen nie. Om jou kind nooit te gaan nie, beteken om hom altyd sy sin te gee, om hom nooit te berisp nie, laat hom maar net hy moet self kies. En die ekstreme voorbeeld daarvan is vandag wat ons vind, wanneer hulle kinders sê hulle, wel ons sal nou maar sien, as hy 10 of 12 is, moet hy maar besluit of hy 'n seentjie of 'n dogtertjie wil wees, hy of sy. Dit, ek weet nie, die voorname is deesdae krisis. Dis die verste van dit wat die Bybel ons leer, as wat jy ooit gaan kry. Die Bybel sê vir Abraham, en daarom deur Abraham vir ons almal, jy moet jou kinders beveel om hierdie goed te hou. Nog iets in vers 19 wat ek vir u wil wys. Luister mooi na die woorde. God sê, ek het hom gekies. Die soewereiniteit van God se verkiesing in Abraham, ons het al daaroor gepraat, dat hy sy kinders en sy nageslag kan beveel om op my pad te bly deur te doen wat goed en reg is, sodat ek vir Abraham kan doen wat ek hom beloof het. Dis altyd hoe dit werk. Altyd eers genade. Die genade van God is sigbaar in die gedagte van, ek het hom gekies. Want dit begin altyd by God. Die genade begin altyd by God. U sit dalk hier vanoggend en u sê, wel, ek het 'n probleem, want ek het miskien al klaar my kind te veel toegelaat. Ek het al klaar te veel, jy weet, laat hulle maar kies, en ek wil ter wille van die vrede, wil ek nooit my kind teëgaan nie. Want dan is daar altyd hierdie onaangename verleentheid in die winkel, of waar dit ook al mag wees. Dan sê die Bybel vanoggend, maak reg, want hoe kan jy weet jou kind gaan die Here volg? Hoe kan jy weet die kind gaan wel die Here kies? Dit begin by die genade van God. Dis altyd sy genade. Hy begin, ek het hom gekies. En dan daarna gaan hy na die verantwoordelikheid van die mens, sodat ek vir Abraham kan doen wat ek hom beloof het. Jy het 'n verantwoordelikheid, jy moet doen wat God gesê het. Jy moet leef soos wat God wil hê jy moet leef. Dan sal God se genade sigbaar wees in jou lewe. Dis altyd genade, saam met die verantwoordelikheid, sodat God kan doen
dit wat hy beplan het. Moeilik om die goed bymekaar te kry, né? Want dis nou die twee spore, maar is altyd daar. Eerste genade, jou verantwoordelikheid, dan doen God dit wat hy beplan het. So Abraham was bevoorreg. God het 'n plan gehad, 'n goeie plan vir Abraham. Hy het 'n verantwoordelikheid gehad en dan die laaste hoofpunt, daar was ook in die 4de plek 'n bediening vir Abraham. God het 'n besondere bediening gehad vir Abraham, 'n bediening wat hy moes nastreef. En ons gaan daarvan lees vir die res van die gedeelte, vers 20. Verder het die Here gesê, die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot en hulle sonde is waarlik baie swaar. Nou waar is die bediening, sou jy dalk nou vra. Onthou, God maak hierdie nou aan Abraham bekend. Die twee manne het geloop, God sê vir Abraham, daar's 'n kwessie. Sodom en Gomorra se sonde is soos 'n roepstem, en daai roepstem is baie hard. Ek kan dit nie meer ignoreer nie. Waar is die bediening? Vers 21. Ek wil neerdal en sien of hulle werklik gehandel het soos die geroep oor hulle is, wat by my gekom het. En so nie, ek wil dit weet. As jy dit die eerste keer lees, dan lyk dit asof die Here sê, ek kry syne, jy weet, dit is soos 'n radio wie se syne nou nie lekker is, ek kry hierdie syne, en ek wil net kyk of dit werklik waar of die syne reg is. Dis wat jy aanvanklik eerstens raak sien. Maar as jy die gedeelte bestudeer, dan is dit eintlik die teendeel. Die punt is nie dat God nie weet nie, en nou wil ek hom uitvind. Die punt is, hy weet presies wat gaan aan. Dis juis omdat hy weet wat aangaan, dat hy nou kom, en hy kom om te oordeel. Hy gaan sy engele stuur om te straf, en die punt wat die Here Jesus se woorde hier maak is, hy straf altyd in die lig van absolute, feitelike bewyse. God se oordeel is altyd in die lig van bewese, feitelike kwessies. Daar's nie 'n, ja, hierdie ou het nie regtig geweet nie. As God oordeel, dan is dit in die lig van, hier is die feite, jy is skuldig, en nou gaan jy pak slaag kry. Dis hoe dit werk. Hy oordeel altyd in die lig van daardie feite. En hierdie bediening, wat nou gesien word om vir Sodom te bid, want dis wat God nou vir Abraham sê. Abraham, ek is hier om hulle te oordeel. Hulle sonde dis erg. Dis die feite. Nou kom die bediening na vore. En dit vat die res van ons gedeelte op, maar dit gaan baie vinnig eintlik maar gaan. Vers 22. Toe die manne daarvandaan weggedraai en na Sodom gegaan, maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die Here. God stuur hierdie twee engele. En hierdie twee engele gaan nou af, hulle gaan nou na die Jordaanstreek toe. Dis hulle wat die oordeel gaan bring. Abraham bly staan. God het nou iets gesê. Abraham loop nie terug, soos wanneer ons mense afsien by die hek, goed, lekker slaap, goed, en nou gaan hy huis toe nie. Hy bly daar staan, hier's 'n kwessie. Dis sy roeping, dis sy bediening, dis wat hy nou gaan doen. Hy bly daar staan. Ralph Davis skryf oor die gedeelte en hy sê, God het Abraham versoek om te bid. Dit was vir my baie mooi, as jy dit nou lees. God het hom basies, die Engels is mooi, he tempted him, hy het hom versoek om te bid. God wou gehad dat hy moes bid. En hier bly Abraham staan. Dis sy bediening. Wat gaan aan in Abraham se gemoed? Wat gaan aan in sy kop in hierdie gedeelte? Dink saam met my. Daar gaan die twee manne, die twee engele. Die Here staan daar. Hy het agtergebly. Abraham loop nie, hy bly daar. Wat is in sy kop? Ek kan nie sê wat sal in my kop wees. Miskien kan jy daarmee assosieer, ek weet nie. Ek sou dink, Sodom en Gomorra, julle gaan vir julle kry. Here, slaan hulle met die hardste slag, want dit is, ek meen, hoe kan hulle so wees? Hoe kan hulle dit doen? Is dit nie? Dis wat ek sou dink. Want hulle is so goddeloos, is dit nie? Ons sien mos nooit ons eie son, en ons sien altyd ander son. So, as hierdie kwessie daar is, dan sal ons my hartsgesindheid sal wees, Here, U wil hulle tref, slaan hulle hard.
slaan hulle aanhoudend. Nou ons hoef nie te wonder wat gaan aan in Abraham se kop nie, want die woorde is vir ons neergeskryf. Hy is nie soos ek nie. Hy pleit egter vir Sodom en Gomorra. Hy bid. Hy tree in namens Sodom en Gomorra. Hy wys vir ons hoe ons moet optree te midde van 'n wêreld om ons wat God nie wil ken, nie wil dien nie. En ek wil vir u sê, dis hoekom ek so daaraan dink, want ons kyk na die omstandighede om ons en ons sê, mense is so goddeloos, die Here sal hulle kry. En nou dink ons, jy weet, daar gaan 'n dag van oordeel kom en dit sal verlekker jou daarin. Abraham is nie so nie. Hy wys vir ons hoe ons behoort op te tree in 'n wêreld soos die waarin ons leef. En dit is ons priesterlike roeping. Dis die ampte van die Here Jesus wat ook in die kind van God sigbaar moet wees. Nie net as profeet om te praat oor die woord van God, koning om te regeer en te beskerm en te veg vir die waarheid nie, maar ook as priester om in te tree, om te bid, 'n bediening voor die Here. James Montgomery Boyce sê, 'n kind van God is nooit meer soos die Here Jesus as wanneer hy bid vir die wêreld om hom nie. Dis wat die Here gedoen het, dis wat ons moet doen. 'n Merkwaardige gebed. Aanvanklik lyk dit of hy net besorgd is oor die regverdiges, want hy sê in vers 23, Abraham het toe nader gekom na die Here toe en gevra, sal u die regverdiges saam met die goddeloses vernietig? Dit lyk aanvanklik ook weer eens met die eerste oogopslag asof hy net geplaas oor die regverdiges. Hy het geweet, Lot is daar, Here, sal u die regverdiges saam met die onregverdige ombring? So hy's net bekommerd oor die regverdige, nee, later sien jy duidelik, hy bid regtig vir die stad, hy bid vir die stad met sy mense, hy tree vir die stad en kyk na vers 24, miskien is daar 50 regverdiges in die stad, sal u die plek werklik vernietig, sal u dit nie spaar oor 50 regverdiges daarin nie, so daar is 'n kwessie hier, en hy tree in vir die stad, dit gaan nie net oor die regverdiges nie, hy bid vir die goddeloses. Ek wil vinnig 5 eienskappe noem van hierdie gebed. Dit gaan vinnig wees. Die eerste ene is, dit was 'n toepaslike gebed, want nou bid hy vir Sodom en Gomorra. Hy begin met die gedagte van, Here, as daar 50 regverdiges, sal U die regverdiges saam met die onregverdiges ombring, en nou begin die gebed. Toepaslik. Hy word geroep om te bid, hy bid toepaslik. Dink aan u eie gebede. Dink aan ons gebede. Wat oorheers ons gebede? Is ons gebede volgens die wil van God? Is dit volgens sy plan, volgens sy raadsplan? Of bid ons baie keer vir vreemde en eie sinnige goed? Jy weet, jy bid net vir jou eie goed. Jy bid net vir in hierdie vreemde versoeke wat mense soms rig. Mense vra my baie keer om saam met hulle te bid vir vreemde goed. Dan sê ek maar, hoekom sal ons nou daarvoor? Nou moet ek baie diplomaties wees om vir mense te sê, jong, ek sien hierdie ding glad nie in die Bybel nie. Hierdie waarvoor jy wil bid. Help my, hoe gaan ons nou dit regverdig om vir die Here so iets te vra? Abraham bid toepaslik. Hy bid vir die regverdiges en die onregverdiges, 'n toepaslike gebed. Tweedens, dis 'n nederige gebed. Hy's nie aanstellerig nie, hy's nie hoogmoedig nie. Kyk na die woorde in vers 27. Abraham het gesê, ek is maar net stof en as. En ek het dit gewaag om met die Here te praat. Vers 30. Abraham sê toe, moet tog nie kwaad word as ek nog 'n keer praat nie, Here. Miskien sal daar 30 te kry wees. En die Here sê, ek sal dit nie doen as daar 30 kry nie. So in ander woorde, daar is 'n nederigheid. Maar ten spyte van die nederigheid was dit ook 'n vrymoedige gebed. Alhoewel dit 'n nederige gebed was, was dit met groot vrymoedigheid gebid. Hy baseer sy gebed op dit wat hy weet van God. Hy baseer sy gebed op die geopenbaarde kenmerke, die eienskappe van hierdie God, hierdie Here voor wie hy staan. Die sleutelvers van hierdie gebed is vers 25. U sal tog nie so iets doen en die regverdiges saam met die goddeloses om die lewe bring nie. U sal tog nie die regverdiges soos die goddeloses behandel nie. Sal die regter van die hele aarde dan nie reg laat geskied nie. En die Engelse vertalings, die meeste Engelse vertalings sê far be it from you. Hierdie woorde van u sal tog nie. Far be it from you. Dit sal tog nooit by u opkom om onregverdig te wees en daarom die regverdiges saam met die onregverdiges te straf nie. Die kern van sy gebed
gaan oor die verheerliking van God. En hoe doen hy dit? Here, U is regverdig. Hy noem hom die regter van die ganse aarde. Hy bid volgens dit wat hy weet van God. So hier is ek hoop U het nou die kolletjies verbind om 'n prentjie te vorm. Ek probeer iets vir U sê. As jy beter wil bid, as jy meer effektief wil bid, ken jou Bybel, verstaan die hartklop van God, dan gaan jy bid, en die Bybel sê, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Die Bybel sê, as jy iets vra volgens sy wil, dan sal jy dit kry. En as ons gebede nie beantwoord word, raai waar lê die probleem? Dis nie volgens die wil van God nie. Ons verstaan nie gebed nie. Ons ken nie die wil van God nie. So dit was 'n nederige gebed, met vrymoedigheid gebid, toepaslik gebid, maar vierdens, dit was 'n volhardende gebed. Hy begin by 50. Hy's moedig, maar hy's realisties. Ek dink toe hy vra vir 50, toe besef hy, ja, 50 is baie, ek weet nie of al 50 regverdig is in die stad gaan wees nie. Want hy ken die mens. Abraham was toen al 'n ou man, hy weet hoe goddeloos die mense is. En daarom kom hy en hy sê, Here, 45? Die Here sê, goed, terwille van 45 sal ek dit nie vernietig. Here, wat van 40? En nou begin hy momentum kry, in so 'n mate dat hy, nie net 5 nie, maar nou verdubbel hy sy versoek na 10 toe. Here, wat van 30? Wat van 20? So dit raak nou sommer, nou het hy 'n goeie momentum aan die gang. En dan kom hy by 10. Here, as daar 10 regverdiges is, sal nie nog steeds die stad vernietig? As daar 10 is, daar's dik boeke al geskryf oor hierdie gedagte, van hoekom het Abraham opgehou by 10? Ek het al gesien dat mense self sê, ek kan nie onthou, ek het dit gesoek toe ek moes voorberei, want ek het baie jare terug hiervan gelees, ek kan nie onthou wie dit geskryf het nie, maar een van die ouens wat hieroor skryf het gesê, as Abraham aangehou het, en hy het selfs by 1 gekom, sou die Here dit ook gegee het. Ek weet nie of dit waar is nie, maar wat is die logika agter, hoekom hou hy op by 10? Hoekom het hy opgehou bid? Hoekom het hy opgehou by 10? Daar's 'n baie mooi, en wat vir my sin maak, redenasie, en dit is die ouens wat sê, vroeë tye, selfs in die Joodse geskiedenis sien jy dit, en dit nou na Abraham, dat die minimum vir 'n sinagoge was 10 gelowiges. 10 wat sê, ons dien Jehovah, dan kan hulle 'n sinagoge begin. 10 mense. En hulle sê, dis heel moontlik hoekom Abraham opgehou het by 10. Hy het gedink, as daar net 'n kerk kan wees in Sodom, as daar maar net 'n gemeente kan wees wat die Here liefhet en wat die Here dien, dan is daar hoop. Dis miskien die rede. Vers 32, toe sê hy, laat die Here tog nie toornig wees nie en laat my net hierdie keer mag spreek. Miskien sal daar 10 gevind word. Nou antwoord, ek sal dit ter wille van 10 nie verwoes nie. Volhardende gebed. Weet jy, God moedig ons hierdeur ook aan om volhardend te bid. Nie volhardend omdat ons dink ons kan God se arm draai nie. Nie volhardend omdat ons meen God hoor nie die eerste keer as ons bid nie, maar volhardend omdat ons weet dit wat ek vra is die wil van God en daarom gaan ek aanhou vra. Wat ek weet is wat hy wil doen. Toepaslik, nederig, vrymoedig, volhardend, 5de ene, dit was oortuigend. Dit was 'n oortuigende gebed. Moet nooit dink jy kan God se arm draai om te doen dit wat hy nie wou doen of dit wat hy nie sou doen nie. Moet dit nie dink nie. Jy kan nooit God se plan verander nie. Maar een van die gevolge van Abraham se gebed, en ek gaan vir jou nou wys waarom. Een van die gevolge van Abraham se gebed is Lot is daardeur gered. Hoor wat sê die Bybel, ons gaan nog daarby kom in Genesis 19 vers 29. En onderwyl God die stede van die Jordaanstreek verwoes, het God aan Abraham gedink en Lot uitgelei uit die omkering toe hy die stede omgekeer het waar Lot woonagtig was. Abraham se gebed het gemaak dat God vir Lot veilig gehou het. Moet nooit dink jou gebed gaan God forceer om iets te doen wat hy nie wil doen nie, maar moet ook nie dink jou gebed maak nie saak nie. Moet ook nie dink as jy bid is dit maar net vir jou en dit maak niks verskil nie. God hoor gebed. Daarom het die Bybel vir ons geleer, Jakobus 5 vers 16, die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Nou ek wil afsluit vriende, maar ek wil vir die 2 belangrike lesse wys wat ons in die gedeelte moet sien. Die eerste is daai negatief
van die realiteit en die regverdigheid van God se oordeele. Ons gaan nou volgende week, as die Here wil in ons leef, kyk na Sodom en Gomorra. Julle moet dalk veiligheidsgordels vasmaak. Ek voorsien moeilikheid. Ek weet nie of dit 'n gewildheidskompetisie sal wen nie, maar dis wat die Bybel leer en dis waarby ons gaan stil staan. Die realiteit is, daar is min leerstellings so afstootlik vir ons menslike siege, vir ons menslike kultuur, veral die kultuur waar ons nou leef, as die oordeel van God. God se oordeele deur die geskiedenis en selfs dit wat voorlê. Mense wil nie daarvan hoor nie, hulle wil nie daarvan praat nie, hulle wil dit nie weet nie. En tog sê die Bybel, dis realisties, dit gaan gebeur en dis regverdig. Jy gaan nie daarteen kan stry nie. Jy sal weet jy staan skuldig. Weet jy, beïnvloed deur sekulêre denke is daar selfs evangelies gesindes wat half skaam kry wanneer hulle praat oor die oordeele van God in die Bybelse tyd. Dink aan die tye van Joshua en die tye van die oorloë en jy weet hierdie goed wat gebeur het, krisisse, rampe, wat dit ook al mag wees, dan is dit half 'n skaam, jy weet, vir God se oordeel oor individue, stede, nasies. Ons hoef nie skaam te wees daaroor nie. Hoekom nie? Want God oordeel altyd regverdig. Ons mag dalk dink, "Joe, dit was bietjie erg." God is regverdig. Hy weet wat hy doen. As mense verwys na die Bybelse verhale en praat oor God se oordeele, dan lyk dit asof die liberale ouens 'n voorsprong kry wanneer hulle praat in debatte, wanneer hulle verwys na hierdie oordeele en dan kry ons half skaam en jy weet jy voel dalk hulle het 'n voordeel nou met hierdie debat want dit was dan nou regtig baie erg. Nee, God se oordeel is altyd regverdig. God se oordeel is altyd realisties. En in die feite, in die aangesig van die feite wat hy gee, altyd reg. Reg en regverdig. Abraham se woorde, vers 25. Laat dit ver van u wees om so iets te doen. Om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van u wees. Sal die regter van die ganse aarde geen reg doen nie? Ek wil hê jy moet kyk na die woorde wat ek onderstreep het daar. Want saam met hierdie gebed, Here, u sal ons nooit die regverdige saam met die goddelose ombring nie. Aan die een kant, Here, u sal nooit so onregverdig wees om die regverdige te straf, onregverdiglik te straf nie. Maar in korrelasie, die ander kant van die skaal, die ander kant van die munt is, Here, die goddelose moet gestraf word. Dis in die woorde baie duidelik. U sal nie die regverdige saam met die goddelose ombring nie, beteken net so goed, u moet die goddelose straf. Dit sal niks minder as reg wees. Straf die goddelose. Jy sien as jy hierdie kwessies nie baie duidelik balanseer met Bybelse waarhede nie, dan kom jy uit waar baie mense vandag is, deur te sê, ek hou nie van die Ou Testament, want die Ou Testament is, jy weet, soveel bloed en oordeele, en ek hou van die Nuwe Testament, want Jesus is meer liefdevol en genadig. Het jy dit al gehoor? Miskien het jy dit self gesê. Dan wil ek vir u sê, die God van die Ou Testament is presies dieselfde een as die Jesus van die Nuwe Testament. Hy's net so genadig, net so liefdevol in die Ou Testament as wat hy oordeel. Gaan lees 'n bietjie Genesis 19 wanneer die Here Jesus terugkom, vir die ouens wat dink Jesus is liefdevol en hy kom terug en sy mantel gaan bespat wees met die bloed van die wynpers wat hy gaan trap. Mense se bloed, want hy gaan kom om te oordeel. Dis rou oordeel. Die realiteit, regverdigheid van God se oordeel is 'n dogma, is 'n leerstelling waarby ons moet stil staan en ons moet daaroor dink. As jy nie gaan omdraai en geloof na die Here Jesus toe kom nie, is die oordeel van God vir jou 'n krisis, my ou vriend. Ek wil vir almal van u sê, ons almal gaan God se oordeel tegemoet gaan. Wat gaan jy vir hom sê? Wat gaan jou antwoord wees? Wat gaan jy doen wanneer jy voor God te staan kom? Dis die realiteit. Daarom gee hy genade. Daar is 'n toevlug. Daar is 'n uitkoms. Tweedens, God se mense, 'n tweede les wat ons moet leer ten slotte. God se mense maak 'n verskil in die wêreld. Soos Abraham 'n verskil gemaak het in sy wêreld, met sy gebed, met sy optrede, so maak God se mense 'n verskil. Wat 'n verskil maak die teenwoordigheid van kinders van God nie in die wêreld nie. Ons kyk na ons omstandighede en ons dink aan Port Elizabeth, Tobega,
nuwe naam. Kan ons 'n verskil maak? Kan ons 'n impak maak in ons samelewing? Kan 'n gemeente 'n verskil maak in 'n stad soos Port Elizabeth? As ek na die Bybel kyk, en ons wil die les reg verstaan, ja, jy kan 'n verskil maak. Jy kan verseker 'n verskil maak. Dit is dwaasheid om te dink, word soos die wêreld, dan gaan jy die wêreld beïnvloed om die Here te wen. Dis dwaasheid om te dink, ons is in hierdie wêreld, so moet ons soos hulle wees, en soos hulle dink, en soos hulle redeneer, dan sal ons meer van hulle kan wen vir die Here. Dis nooit hoe dit werk nie. Dis die leuen wat die duiwel aan die kerk verkoop het. Abraham se gebed was iets besonders. En daarom kan ons 'n verskil maak, ook in ons omstandighede, as ons leer by Abraham. Leer om te bid vir ons bure, leer om te bid vir ons familie, leer om te bid vir ons mense wat saam met ons werk, of saam met ons skool toe gaan, wat dit ook al mag wees. Leer om so te bid en so op te tree, dat dit werklik 'n verskil maak, waar die Here ons geplaas het. Maar ek wil weer sê, Abraham se gebed was iets besonders, maar 2000 jaar later was daar 'n ander gebed. Een wat gebid was in dieselfde trant, maar met 'n totale ander gevolg. Die nag van Jesus se arrestasie, bid hy in Johannes 17 vers 24. Hoor Jesus se gebed. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat U my gegee het, omdat U my liefgehad het voor die grondlegging van die wêreld. Ek gaan hierdie woorde van die Here Jesus vat, en ek gaan dit net parafraseer in Abraham se gebed. Abraham bid, en hy sê, Here, spaar, dis sy gebed, hoor, Jesus Abraham se gebed, Here, spaar Sodom, terwille van 50. Nee, terwille van 45, nee, 40, 30, 20, Here, spaar Sodom, terwille van 10. Dis Abraham se gebed. Jesus bid, Vader, spaar die wat glo, op grond van 1. Wie is daai 1? Hy sê dit, omdat U my liefgehad het. Hierdie heerlikheid wat U vir my gegee het, voor die grondlegging van die wêreld. Hy homself was die priester. Hy was die offer. Hy is die enigste een waardeur ons gered word. Dis waarom die kruks van die evangelie altyd is in ons gebede. Jesus sê, Here, terwille van my, terwille van hierdie 1, spaar die wat U my beloof het. Die vraag wat ons moet vra wanneer ons hier wegstap is ek een van hulle? En die antwoord is so maklik soos, waar is jou geloof? Is jou geloof gevestig in jou goeie werke, en dit wat jy is, en dit wat jy doen? Of is jou geloof gevestig in die Here Jesus, om te sê, Here, sonder U is ek verlore, sonder U het ek niks. Daarom is die evangelie, die kruks van die evangelie, glo in die Here Jesus. Ken Hom, vertrou Hom, en jy sal gered word. Jy en jou huisgesin. Dis vir jou en vir jou kinders. Leer hulle, beveel hulle dit. Mag die Here ons seën. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, ons is dankbaar vir gedeeltes soos hierdie wat ons laat kyk na ons eie lewe, wat ons miskien ontnugter wanneer ons dink aan die oordeele, maar wat ons dankbaar maak vir 'n toevlug, vir 'n heenkome, 'n veilige skuilplek teen die oordeele van God, en dit is die Here Jesus self. Ons eer U vir 'n plek waar ons veilig kan wees. Ons eer U vir die genade van die evangelie, die woord van God wat tot ons spreek en wat ons help om te verstaan hoe ons gered kan word en hoe ons behoort te lewe te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag, dat ons ligte kan wees in 'n donker wêreld. Sal U ons genade gee dat ons 'n verskil kan maak, dat ons getrou sal wees in ons bedienings as priesters, konings, profete, sodat U ons kan gebruik, dat U ons kan stuur. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.